kom ons kyk gou wat julle vir julle toets kan verwag. Eers gaan julle 2D voorwerpe hê. Julle gaan moet vorms benoem. So julle gaan moet sê, dis 'n vierhoek, 'n driehoek, 'n pentagoon, 'n heksagoon. So dan leer 'n bietjie jou vorms en hulle name. Dan volgende wat julle gaan moet doen is, ek gaan vir julle 'n paar hoeke gee en julle gaan dan moet sê, is dit 'n skerphoek, 'n regte hoek, 'n stomphoek. Nou, die maklikste een is 'n regte hoek. Hoe weet ons dit? Dis die hoekie wat ons 'n vierkant in kan teken, hè. Hy is perfek reg op mekaar. 'n reghoek. Sien julle in die hoekie? Kan ons 'n perfekte vierkantjie of 'n reghoek in sy hoek teken? So ons weet dit is 'n regte hoek. 'n regte hoek is ook gelyk aan 90 grade. Nou kom ons kyk ons volgende een. Hy het soms 'n skerp puntjie, né? En ons kan sien dat hy definitief kleiner is as 'n regte hoek. So ons weet dit is 'n skerp hoek. 'n Skerp hoek is kleiner as 90 grade. Sien jy nou as dit 90 grade 'n hoek hierso gelê het, sou die skerp hoek kleiner wees. Dus ons weet dit is 'n skerp hoek. Nou, hierdie een. Kom ons sit 'n regte hoek op hom. Is hy groter? Die hoek, is hy groter of kleiner as 'n regte hoek? Hy is groter. Dus waarom ons dan nou weet, hy is 'n stomphoek. 'n Stomphoek is groter as 'n regte hoek. Hy is stomp. Ons kan sien sy punt is baie stomper as die skerp hoek. So, dit is 'n stomphoek, 'n skerp hoek en 'n regte hoek. Kom ons kyk gou na data. Nou, wanneer ons met data begin, sien julle hierdie data wat ons hier het, ons nommertjies is nie gerangskik nie. So heel eers wat ons doen is ons rangskik hulle van klein na groot. Wat kom eers? Daar's 'n 2, dan 'n 3, dan nog 'n 3, dan wat is dan volgende 5, dan is dit 6, dan 9 en dan 10, heel laaste. Sien julle nou, ons het dit gerangskik van klein na groot. Nou, wat is ons modus? Ek gaan vra, skryf vir my die modus van hierdie data neer. Nou, wat is die modus? Die modus is iets wat gewoonlik in die mode is, die een wat die meeste voorkom. So, wat se getalletjie kom hierso die meeste voor? Dit sal 3 wees. Dit is wat ons modus is. Die getal wat die meeste voorkom, hy is in die mode, hy is die gewildste, hy kom die meeste voor. Nou, mediaan is middel. Mediaan, middel. Nou kom ons kyk, hoe ons sien wat in die middel is. Ons kanselleer van die buitekante af om te kyk wat se getalle in die middel. So, een streepie trek ons dood. Nou die volgende een trek ons dood. Dan die volgende getal. Nou wat as ons gelyk doodgetrek het van die kante af, wat bly in die middel oor? 'n 5. So modus is jou getal wat die meeste voorkom en mediaan is wat in die middel voorkom. Kom ons kyk gou na, hierdie gaan ook data wees. Nou ek weet dit lyk verskriklik, maar dit is eintlik nie moeilik nie. Hierdie sirkel wys vir ons 'n 100, né? Hy wys sommer vir ons 'n 100 leerders. Nou vra ek, skryf A as 'n breek. Nou hier is ons volle sirkel. Wat is hierdie dan? As hy in die helfte ingedeel is, hoe skryf ons dit? Ons skryf dit 1 op 2. Dit is die helfte van die sirkel. Nou vra ek, skryf B as 'n breek. Nou wat is B? Wat maak hy? Hy maak 'n kwart, né? So dit is 'n kwart van my sirkel. Nou vra ek C. Wat is C? Kan ons sê dis 'n kwart? Nee, dit is 'n 8ste, né? Want kyk gou hierso, ons deel hom gou. So en so en so. Ek weet dit lyk nie net mekaar, maar kyk, nou kan ons vir C uitwerk. C is 1 uit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So C sal dan wees 1 op 8. En nou vra ek, wat is C en B? Nou is dit maklik om uit te gaan werk. 1
B is ons nou hierdie hele stuk, so 1, 2, 3 op 8. Sorry, dit pas nou nie in nie, maar 3 op 8, want hierdie sirkel word eintlik in 8 verdeel. So elke stukkie gaan nou hoeveel wees? 10, 20, 30, 40, 65, 70, 80? Nee, dit gaan iets anders wees. Maar ons gaan nie nou dit uitwerk nie, maar wat ek wil sê is, hoe my breke uitwerk, helfte, 'n kwart, en as ons hom weer wil verdeel, dan is dit 1/8. Kom ons kyk gou na ons getalpatrone. Hier is ons invoer, so hierdie is wat ingesit is, dan gebeur hier iets in die middel, om vir ons 'n uitvoer te gee. Ons moet gaan uitwerk, wat gebeur, om vir ons hierdie uitvoer te gee. Hierdie eerste reël is 1 maal 2. Ons skryf dit sommer neer. Want 1 maal 2 is 2. 2 maal 2 is 4. Ja, 3 maal 2 is 6. So ons kan sien dit werk uit. Nou gebruik ons reël om die uitvoere te kry. 6 maal 2 is 12. 20 maal 2 is 40. So maak ons dit. Maar nou as ons die boonste getalle wil hê en my reël is maal 2. Wat gaan ons doen om die boonste te doen? Ons moet die teenoorgestelde doen. So, wat is die teenoorgestelde van maal gedeel deur? So ons gaan sê 2 gedeel deur 2 is 1. 4 gedeel deur 2 is 2. 6 gedeel deur 2 is 3. Om hierdie nou uit te werk, onthou, ons reël is gedeel deur 2, ons soek die boonste waarde. 50 gedeel deur 2 is 25. 102 gedeel deur 2 is 51. En om seker te maak dat jy dit reg uitgewerk het, gebruik jy net jou gewone reël, soos jy sou jou uitvoer uitwerk. So, 1 maal 2 is 2, ons weet, ons reël is reg. Nou, 25 maal 2 is 50, so ons is reg. 51 maal 2 is 102, so ons kan sien, ons reël is reg. Nou, kom ons kyk gou na hierdie getalpatroon. Hy is 'n bietjie anders. Hy het 2 waardes. Nou, normaalweg is dit maklik. Ons sê net 1 maal 2 plus 1 gee vir ons die antwoord. Maar nou doen ons dit andersom. Ons soek die invoer. So wat doen ons dan? Onthou as ons die invoer soek, doen ons die teenoorgestelde. So die teenoorgestelde van hierdie sal wees minus 1 gedeel deur 2. So 21 minus 1 is 20, gedeel deur 2 is 10. 23 minus 1 is 22, gedeel deur 2 is 11. 25 minus 1 is 24, gedeel deur 2 is 12. 27 minus 1 is 26, gedeel deur 2 is 13. En om te toets of ons dit reg gedoen het, kyk ons of ons som uitwerk. 10 maal 2 is 20 plus 1 is 21. Yes. 11 maal 2 is 22 plus 1 is 23. 12 maal 2 is 24 plus 1 is 25. 13 maal 2 is 26 plus 1 is 27. So daar sê, dis wat julle gaan moet leer vir jou toets. Kom, ek gaan net gou terug. So jy gaan moet weet wat 'n skerphoek, regtehoek en stomphoek is. Stomphoek. Kyk, data gaan jy moet weet wat is my modus, wat is my mediaan en dat ek my data moet rangskik na klein of groot om my antwoord te kry. Hierdie was nou 'n foutjie. Ek het gedink ek gaan persentasies doen. So ignoreer asseblief dat die sirkel uit 100 uit is. Okay? Gaan leer jou breekdele en hoe ons dan kan uitwerk wat se deel van die sirkel is 'n helfte, 'n kwart, 'n agste ensovoorts. En dan gaan julle ook julle invoer en uitvoer moet leer en uitvind wat is my reël en dan weet, dit is die belangrikste. As ons die boonste een soek of soos hierso my voorste my invoer, dat ons die teenoorgestelde van my reël moet doen. Dat is sterkte.